Goeiedag, ek is Gerard van die kerk saam met jou op reis met die Bybel in 1 jaar span. Vandag het ons die voorreg om Genesis 3 te lees en waar ons in Genesis 1 en 2 gesien het dat God die wêreld geskep het en die mens en daar 'n perfekte verhouding tussen God en die mense is, kom Genesis 3 nou en kom daar die breek in verhouding as gevolg van die sondeval. Ons sien hier dat Adam en Eva leef in die tuin van Eden. Hulle het vryheid om van al die bome en vrugte te eet, behalwe van die boom van kennis van goed en kwaad. En daardie opdrag is aan Adam gegee, wat hy natuurlik met Eva gedeel het nadat sy geskape is. Maar ons sien hier dat die slang vir Eva kom versoek teen die struktuur, God se orde in. Hy praat nie met Adam nie, hy kom vir Eva. En Eva, wat dan saam met Adam ongehoorsaam aan God se opdrag die vrug eet. En natuurlik bring hierdie sonde dan direkte gevolge wat soos skuld, skaamte, vervreemding van God, pyn, arbeid, swaar arbeid en die realiteit van die dood. Maar ons sien ook iets hier van die menslike rebellie teen God wat deur die sonde inkom. En dis hier die eerste keer wat die mens God se opdrag doelbewus oortree en wat dan ook as die bron van alle toekomstige sonde 'n aanduiding is van die rebellie wat dan nou vanuit die mens se verkeerde keuse kom. Die gevolge van sonde bring natuurlike vloek, een op die slang, wat op sy pen sal seil, die vernedering wat daarmee saamgaan, die pyn in die geboorte van die vrou wat dan ook sal smag om te heers oor haar man en die omgekeerde. En dan natuurlik die swaar en moeitevolle arbeid en die uiteindelike dood wat dan nou inkom in die skepping en terug of in die skepping inkom. Maar ons sien ook iets van God se genade. God wat diervelle meer klere maak vir die mense, en dit dui iets van die eerste belofte op verlossing. Die messiaanse belofte of die moederbelofte in Genesis 3 vers 15, en daar's baie argumente of dit is of nie is nie. Maar vanuit hierdie gedeelte vloei dan die res van die Bybel wat dui op die belofte van Jesus Christus om te kom herstel, sodat ons nie in die ewige dood hoef in te gaan nie, maar in 'n herstelde verhouding met God kan staan. Ons sien ook hier dat God se verlossingsplan hierna deur die res van die Bybel ontvou, sodat die verhoudings wat hier gebreek het met die skepping, tussen die mens en God, dat dit versoening uiteindelik in Jesus Christus kan plaasvind. En daarom kan ek en jy ons vertroue in God se genade plaas. So, kom ons gaan kyk 'n paar enkele gedagtes in Genesis rondom hierdie skrifgedeelte. In Genesis 3 vers 1 sien ons dat die slang God se opdrag bevraagteken. Sonde begin dikwels subtiel, deur God se waarheid net effens te verdraai. So, sonde begin met twyfel aan God se woord. En ek wil graag aan jou voorhou, Unlocking the Bible, geskryf deur David Pawson, wil ek net vir julle bladsy 62 klein gedeelte lees, waar hy sê, "It is useful to note the strategy which Satan adopts in his approach to Eve. First, he encourages doubt with the mind, second, desire with the heart, and third, disobedience with the will. This is always a strategy in all his dealings with humans. He encourages wrongful thinking first, usually by misinterpreting God's word. Next, he entices us to desire evil in our hearts. After that, the circumstances are right for us to disobey God with our wills." Gee 'n bietjie gedagte daaraan. Dan sien ons ook dat ongehoorsaamheid het onmiddellike en langdurige gevolge gebring. Genesis 3 vers 7 tot 19. Eers is daar skaamte, hulle skaam om voor God te verskyn. Daar's vrees, daar's pyn, moeite en dood wat aan die wêreld binnekom. Maar nie net dit nie, verhoudings het ook verbreek. Eerstens word hulle verhouding met God gebreek. Hulle kruip weg waar hulle vroeër vrymoedig in die aandstilte met God gewandel het. Tweedens is daar 'n breek in verhouding met tussen Adam en Eva ook, want Adam
wat die verantwoordelikheid moet vat, wat die opdrag gekry het van God, wat moes opstaan vir Eva voor Satan, blameer Eva nou. Maar God, dit is die vrou wat vir my gegee het, en inherent blameer hy dan ook God, en Eva blameer weer die slang. En natuurlik is daar dan ook 'n breuk in die verhouding met die skepping, as gevolg van die vloek op die aarde. Ek sien ook hier, waar my geneigtheid as mens kom, om nie maklik verantwoordelikheid vir my dade te neem nie. Adam en Eva skuif die skuld af op iets anders, Genesis 3 vers 12 tot 13, en ek en jy, as mens is ook uiters geneig om dit te doen. Maar, ons sien ook iets van God se genade, dat hy soekend bly. God kom in Genesis 3 vers 9, en wys inisiatief om die mens te herstel, deur die mens te gaan soek en te sê, waar is jy? En dan is daar ook die eerste belofte van verlossing, Genesis 3 vers 15, en ek het al reeds 'n opmerking daaroor gemaak, maar vanuit hierdie deel in die res van die Bybel, werk al die hele skrif mee om ons tot Jesus Christus te bring, tot by die kruisdood en die opstanding van Jesus Christus uit die dood, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar in 'n herstelde verhouding met God kan leef, nou en hier, na bekering, en dan ook in die ewigheid by God. En daarom kan ons hoop om uiteindelik oorwinning oor Satan te behaal in die Messias, ons verlosser Jesus Christus, wat daardie oorwinning vir my en jou kom behaal het. Maar verlossing eis 'n offer. God maak klere van vel, en dit dui dat deur die bedekking van sonde het bloed geverg, en in Jesus se bloed word my en jou sonde bedek. Kom ons oorweeg bidend vandag. Waak ek en jy teen kompromie rondom hoe ons met God se woord omgaan, of laat ons toe dat God se waarheid verdraai word. Tweedens, erken ek en jy ons sonde eerlik. Bekering bring herstel, verskonings bring afstand met God. En dan vertrou ek en jy op God se genade, of probeer ons onsself regverdig, maar die omstandighede is so, daarom het ek dit gedoen. Of vertrou ons op God se genade en erken en bely ons sonde. Menslike pogings is om sonde te bedek, en dit is nie voldoende vir my en jou redding nie. Daarom wil ek afsluit met die voetnota wat gelees kan word in die Bybel in praktyk by Genesis 3 vers 7 tot 8, pertinent waar die volgende staan, as jy my net 'n oomblik kan gee om dit met jou te deel. En hierdie voetnota het my getref. Dit is dus hulle skuldgevoelens wat hulle vir die Here laat wegkruip. Die gevoel van skuld of selfs 'n skuldige gewete is God se alarm wat jou waarsku dat jy iets verkeerd gedoen het. Om die skuldgevoelens te onderdruk sonder om van die oorsaak ontslae te raak, is die heel ergste wat enige mens kan doen. Dit is soos om net pynstillers te drink sonder om iets aan die oorsaak van die pyn te doen. Skuldgevoelens maak 'n mens van jou sonde bewus, sodat jy God om vergifnis kan vra en die verkeerde kan regstel en in 'n reggestelde verhouding met God kan kom staan. Oorweeg dit bidend vandag. Hardloop ek en jy weg, of maak ons reg met God? Groete en seënwense.